Kom ons maak ons oë toe. Vader, ons het vanoggend ons oë oopgemaak. U het die asem in ons ingeblaas. U het hierdie dag vir ons gegee. Dis 'n geskenk. Ons is dankbaar daarvoor. Here, ons is dankbaar om vanmôre hier in die kerk te kan sit, 'n Bybel te kan oopmaak, dit te kan lees in ons eie taal en ook na dit kan kyk in ons eie taal. Vader, dankie dat ons weer die Heilige Gees is ook hier en dat die Heilige Gees die krag het om ook hierdie woorde te laat afsak tot in ons harte, sodat wanneer ons hier gaan uitbeweeg, dat ons ook hierdie saad sal saai wat ons vanmôre hier gehoor het. Dankie dat ons dit vir U mag vra, Here. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons begin lees by vers 1. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regeringsjaar van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het 'n ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys." Toe die koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontstel. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: "In Bethlehem in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees." Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde: "Gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie. En as julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys." Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom, het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Vriende, ek weet nie of julle dit besef nie, maar Kersfees is om die draai. Nog net 3 slaapies, dan sit ou Kersaand. So as jy nog nie iets gekry het om onder daai boom te sit nie, jy het dan nog so 2 dae om vinnig gou iets bymekaar te skraap, as jy iets graag onder daai boom sal wil sit. Nou, ons het so begin in hierdie adventstyd, begin Desember, gekyk na die reeks in die middel van die chaos. Nou, die heel eerste keer het ons gekyk terwyl Josef in die chaos was, het Josef gekies om op God te vertrou. Laasweek het ons na Maria gekyk. Ons het gesien Maria het in hierdie chaos waar sy was, in hierdie moeilike situasies, hierdie deurmekaar spil, het sy gekies om dankbaarheid te wys. Sy het hierdie waardering gehad omdat die Here vir haar gekies het. So sy was dankbaar geweest, sy het gejuig, sy het die Here geloof en geprys. En vandag sien ons in die middel van die chaos, wat doen die wyse manne? Hulle kies om te aanbid. Hulle het gekies om vir Jesus te aanbid. Ek weet nie van julle nie, maar partykeere gaan dinge nie soos wat ons dit beplan het nie. Jy sit dalk vanmôre hier en jy dink, dit is presies hoe my week was. Glad nie verloop soos wat ek het beplan het nie. Nou, het jy al 'n vakansie beplan en jy was verskriklik opgewonde geweest vir hierdie vakansie? Daai plek is seker al amper 'n jaar terug geboek. Geld is betaal, jy is gereed, jy is opgewonde, jy wil gaan rus, jy wil by die see gaan sit. Soos wat die tyd nader kom, raak die opgewondenheid al hoe meer hier binne in jou. Alles is gepak, almal is reg, want môre ry ons see toe. Môreoggend vroeg is almal in die kar, almal is opgewonde. Die eerste liedjie wat speel is 'n sakkie bokkoms en 'n samosa. Jy weet die vibe is net lekker. Hulle is gereed, jy's gereed vir die vakansie. As jy Bethlehem verbygaan, dan is dit, daar's nie fout nie op 'n man se toutie. Jy weet, jy op 'n stadium stop jy langs die pad. Ek kry sommer hoendervleis as ek daaraan dink, hè. Jy stop hier langs die pad en almal eet 'n lekker ontbyt. Alles loop goed, alles loop reg, alles loop mooi. Klim in die kar, ry verder. En nou
begin jy kyk wie kan eers die see sien. Nee, gewoonlik sien ek dit eerste want ek bestuur en ek weet waar om te kyk. So ons kyk wie kan eers die see sien. Dan sê die GPS vir jou nog net 2 kilometer, dan is jy by jou bestemming. Jy stop daar, die kinders spring uit, hulle skree, hulle is opgewonde, jy is opgewonde, jy kry die sleutel, sit dit in die deur, maak die plek oop en doef, daar tref dit jou. Hierdie lyk nie soos die foto's wat op die internet was nie. Hierdie is nie die geld werd nie. En dadelik, poef, weg is hierdie opgewondenheid. Het dit al met jou gebeur? Maar weet jy wat het ek al agtergekom? Dat daardie vakansies is gewoonlik die wat die lekkerste is. Dis een wat jy nooit sal vergeet nie. Ja, vriende, elkeen van ons wat vanmôre hierso sit, elkeen van ons gaan op 'n stadium in ons lewe chaos beleef. Ons gaan in moeilike situasies wees. Ons gaan hierdie deurmekaar spul beleef in jou lewe. Dinge wat deurmekaar is. En dalk sit jy vanmôre hier en dis hoe jy voel. Jy is in hierdie chaos. Dit alles is hier vir jou deurmekaar. Nou 2 weke terug het ons gesê, die keuses wat jy gaan maak in die chaos kan 'n verskil maak in jou lewe. Hoeveel van ons het nie al die verkeerde keuses gemaak nie? Hoeveel van ons het nie al verkeerde keuses gemaak terwyl ons in hierdie chaos en in hierdie moeilike situasies was nie? Maar wat as ons vandag die keuse maak om te sê, ons wil kies om iets anders te doen. Ons wil 'n ander keuse kom maak. En daarom kyk ons vanmôre na die wyse manne. Kom ons kyk, wat was die keuse gewees wat hulle gemaak het in die middel van hulle chaos. Jy kan jou Bybel weer oopmaak as jy wil. Ons gaan hom weer so vers deurgaan, gaan 'n bietjie verduidelik en dan gaan daar so 5 punte wees wat ons gaan uithaal uit hierdie teksgedeelte uit. As ons gaan kyk daarna vers 1 sien ons, Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. So terwyl ons hierdie lees, dan sien ons die naam koning Herodes. Nou hy was Herodes die Grote gewees. Ons lees van 'n paar plekke in die Bybel van Herodes, om presies te wees 6 plekke in die Nuwe Testament. Ons sien hierdie Herodes het sy seuns ook na hom vernoem. Maar hierdie was 'n slegte man gewees. Hy was 'n bloeddorstige man. Hy het sy vrou laat doodmaak, sy swaar, sy skoonma en 2 van sy seuns. Later 5 dae voor sy eie dood het hy nog 'n 3de seun van hom laat doodmaak. Hy het ongeveer 45 leiers van die Joodse Raad laat doodmaak, omdat hy bang was niemand sou treur die dag as hy doodgaan nie. So hy het seker gemaak daar sal gehuil word, daar sal getreur word wanneer hy doodgaan. Hierdie was 'n bitter slegte man. As ons verder sien, dan sien ons na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. So ons sien daar word gepraat van die sterrekykers. Nou ons ken hulle ook as die wyse manne. Hulle was wyse manne genoem gewees, omdat hulle wys was. Hulle was invloedryke manne gewees, geleerde mense. So, as ons hierdie gedeelte lees, hoeveel wyse manne dink ons was daar gewees? Hoeveel wyse manne was daar gewees? Ons dink altyd 3, nee, omdat daar 3 geskenke was. Maar ons weet nie hoeveel het gekom om saam na Jesus toe te kom nie. Hulle kon 'n hele groot groep gewees het. Al wat ons weet, waar het hulle vanaf gekom? Hulle het van die ooste af gekom, nee. Dis al wat ons weet van hulle af. Hulle was mense wat status gehad het. Nie konings nie. Hulle het status gehad. Baie van hulle was deel gewees van die antieke priesterorde. Met ander woorde, deel van die magie. Hulle was ook die magie genoem. Nou ons kan sê hulle is die Elon Musks van daardie tyd gewees, as ons dit in vandag se tyd kom vergelyk. Maar hierdie manne sou opdaag en dinge sou verander het. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontsteld. Nou ons het klaar gesien, Herodes was hierdie bloeddorstige man. Herodes was hierdie slegte man gewees. Die wyse manne daag op daar by hom en hulle vra vir hom, waar is hy wat gebore is, die koning van die Jode? Nou Herodes was nie 'n Jood gewees nie, hy was nie gebore koning nie, koning van die Jode nie.
Dis soos iemand wat van Amerika af Suid-Afrika toe kom en hierso president kom word. Maar om dinge beter te maak, wat doen hy toe? Hy gaan trou met 'n Joodse vrou. En hier kom hierdie wyse manne en hulle vra vir die een wat homself die koning van die Jode noem, waar is hy wat gebore is koning van die Jode? As ons kyk vers 4, hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerders van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord in Bethlehem, Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe. Hierdie woorde deur 'n profeet geskrywe. Dis nogal 'n belangrike punt. Oor die 300 profesieë het Jesus kom vervul. Nou die rede hoekom ek hierdie vir julle wys is, dat die koms van Jesus was nie iets klein gewees nie. Paar keer in die Ou Testament sien ons hoe daar gepraat word van hierdie Messias wat kom. En dan lees ons verder, en jy Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voorkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde: gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as jy hom kry, laat weet my, sodat ek ook aan hom hulde kan bewys. Dink gou jy is hierdie wyse manne. En hier sê hierdie koning vir jou, hierdie bloeddorstige man, sê vir jou, as jy daai kindjie kry, ag kom terug, kom sê vir my waar hy is. Ek wil ook verskriklik graag hulde aan hierdie koning bring. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opgekom het, het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. In 'n huis. Baie keer waar sien ons as ons hierdie eie prentjie bou? Waar was die wyse manne gewees? Ons sien baie keer in die stal, nê? Maar hier lees ons in Matteus in 'n huis. Soos ek laasweek gesê, daar moes 'n tyd verloop het van Jesus se geboorte tot wat die wyse manne daar by hom gekom het. So hulle het hom nie in die stal besoek nie, in 'n huis. Nou hoekom kom sê ek hierdie vir julle? As ons mooi kyk, dit wat ons nou gelees het, sou ons sien daar is 3 groepe mense wat heel moontlik vir Jesus kon ontmoet het. Ons sien Herodes was een van hulle gewees, maar Herodes het glad nie omgegee oor dit nie. Hoekom? Want Jesus was 'n bedreiging gewees vir hom. Herodes wou niks geweet het van Jesus nie. Dan kry ons die priesterhoofde en die wetgeleerdes. Dis hierdie manne wat die wet geken het, dis hierdie manne wat gelowig gesien was. Hulle moes juis vir Jesus gaan soek het. Hulle het geweet van die koms van die Messias. Hulle moes opgewonde gewees het oor dit. Hulle moes hom gaan soek het, maar hulle het nie. Hoekom nie? Want hierdie Jesus, hierdie Messias, het nie opgedaag soos wat hulle wou hê hy moes opdaag nie. Die wyse manne, hulle gaan soek hom. En hulle kry hom en hulle aanbid hom. Daarna sien ons wat het hulle gedoen. Hulle het hulle reissakke oopgemaak en hulle het vir hom geskenke uitgehaal. Goud, wierook en mirre. Nou al 3 hierdie geskenke was baie duur geskenke gewees. En daar sal baie geskryf oor hierdie geskenke. Wat weet ons? Ons weet dat Josef en Maria het heel moontlik hierdie geskenke gebruik om vir hulle te sorg. Onthou, hulle moes gevlug het. Josef en Maria was baie arm geweest. Hulle moes gevlug het. Herodes wou al die seentjies onder 2 laat doodmaak het. So wat doen hulle? Hulle vlug na Egipte. En hulle het heel moontlik hierdie goed gebruik om geld te kry, om vir hulle self te kan sorg. Kyk op wat 'n wonderlike manier het God nie vir hulle gesorg nie. Het God nie vir hulle voorsien nie. Nou, daar is ook iets anderster rondom hierdie goud, wierook en mirre. As ons kyk na goud, dit was gewoonlik 'n geskenk wat vir 'n koning gegee was. Wierook, dit was gebruik by spesiale geleenthede. Wanneer die hoërpriester in die allerheiligste sou ingaan, sou daar wierook gebrand word. So ons sien dat wierook was gebruik gewees vir aanbidding, as jy God gaan aanbid het. En dan sien ons mirre. Mirre was hierdie duur reukolie gewees, soos reukolie, soos hierdie goed wat ons aanspuit, wat ons laat lekker ruik. Dit was gebruik gewees om sterk reuke weg te steek. Maar dit was ook gebruik gewees
om 'n liggaam mee te balsam. En hier word hierdie geskenke vir Jesus gegee. Een vir 'n koning, een vir God, en een vir 'n mens wat in 'n kruis sou sterf. Is dit nie ongelooflik nie? Is dit nie ongelooflik om te sien dat hierdie kom wys vir ons, Jesus is werklik die koning. Jesus is werklik God. En hy het werklik mens geword om aan 'n kruis te sterf vir al ons sondes. En dan sien ons hierdie gedeelte eindig deur te sê, en omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggekeer. Nou wat was die keuses gewees wat hierdie wyse manne gemaak het in hierdie chaos? Die eerste punt sien ons, jy kan alles hê wat jy wil hê, maar nog steeds kan jy niks hê as jy nie vir Jesus het nie. Hierdie wyse man het alles gehad. Hulle was ryk, hulle was invloedryk gewees, en wat het hulle gedoen? Hulle het nog steeds vir Jesus gaan soek, want hulle wou hom dien. Matteus 16 vers 24 tot 26. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry het, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? So vriende, aan die einde van die dag gaan dit nie oor wat jy het nie, maar wie het jou? Dit gaan nie oor wat jy alles in jou hande kan vashou nie, maar dit gaan hier oor in wie se hande is jy? Is jy in God se hande? Ouers, ons spandeer soveel tyd aan skool en sport en universiteit, maar hierdie goed beteken niks as jou kind nie daardie persoonlike verhouding met Jesus Christus het nie. Ek wil so ver gaan om te sê, gaan kyk eers na die kerk, voor jy na die universiteit gaan kyk, waarheen jou kind gaan. Ouers, maak seker, jou kinders het hierdie behoefte, hulle het hierdie dors, hierdie honger, om daardie verhouding met Jesus Christus te kan hê. Ander keuse wat hulle gemaak het, in die middel van die chaos, het die wyse manne gekies om te aanbid. Hulle het al die redes in die wêreld gehad om te sê, nee, hierdie is nie vir ons nie, hierdie Herodes is mal, kom ons gaan terug na ons huis toe. Maar hulle kies nog steeds om vir Jesus te gaan soek en om vir hom te gaan aanbid. Nou, ons kom baie keer kerk toe, omdat ons weg wil kom van die chaos af. Omdat ons vir 'n oomblik net wil vergeet van al ons pyn en van al ons seer. Ek het ook al baie kere in 'n oggend hier gesê, kom ons raak rustig, kom ons raak stil, kom ons vergeet van dit wat vanoggend gebeur het, kom ons vergeet van dit wat deur die week gebeur het, kom ons los dit vir 'n oomblik net daar, kom ons gee die Heilige Gees die geleentheid om in ons in te beweeg en vir ons hierdie boodskap oop te breek. En ja, dan stap ons hier uit en ons het 'n boodskap. Maar net om in die kar te klim en gegroet te word deur al jou chaos, al jou seer en al die sleg waardeur jy gaan. Maar vriende, ek het bietjie anders gaan dink oor dit. In plaas van om te probeer om van dit te vergeet, wat van ons bring dit in? Wat van ons bring dit saam met ons? Ons kom sit dit hier saam met ons. En ons kom loof en prys nog steeds die Here. En ons kom gee nog steeds ons eer aan hom. Wanneer jy hier sit en sê, Here, dis nou hoe dit met my gaan. U ken die chaos, u ken my seer, u ken my pyn. Maar ek is nog steeds vandag hier om u te loof en te prys. Here, u sien dit. Is dit vir jou maklik om die Here te loof en te prys wanneer dit met jou swaar gaan? Wanneer jy in die chaos is? Wanneer alles hier rondom jou deurmekaar is? Vriende, ons is nie altyd hier bo op hierdie berg nie. Partykeer is ons hier onder in die vallei. Maar weet jy wat? Die God wat saam met jou op die berg is die God wat saam met jou hier onder in die vallei is. En wanneer jy dit gaan besef, vriende, gaan dit nie saak maak wat in jou lewe aan die gang is nie. Dit gaan nie saak maak hoe deurmekaar of hoe vol chaos jou lewe is nie. As jy dit gaan besef, gaan jy nog steeds hier kan sit en nog steeds die Here se naam kan grootmaak en hom nog steeds kan loof en prys.
Derde punt wat ons hier leer, die keuses wat hulle gemaak het. Die wyse manne het voorbereid gekom om te aanbid. Het jy al 'n Sondag hier by die kerk uitgestap en gedink, ek kon vandag glad nie konsentreer hier in die kerk nie, want ek het nie op my plek gesit nie. Het jy al hier by die kerk uitgestap en gesê, weet jy, ek kon glad nie vandag gekonsentreer het nie, want daai persoon het my geïrriteer, daai kind het opgestaan, die een het so gesit, die een het dat gedoen, ag kyk, daar sit daai ou weer in die kerk, ek weet wat hy doen, ek weet hoe gaan hy met besigheid, so ek kon nie konsentreer nie. Het jy al vandag, of het jy al in die kerk uitgestap en gesê, weet jy, ag, ek kon nie vandag stil raak hier in die kerk nie, want my gedagtes het nog heeltyd vasgehaak by dit wat in die week gebeur het. My gedagtes is die heeltyd hier by die chaos. Hierdie manne het voorbereid gekom. Ongeag wat die chaos was, ongeag wat rondom hulle gebeur het. Hulle het voorbereid gekom om eer aan die Here te bring, om vir Jesus te aanbid. En wanneer ons dit doen, sê ons baie keer vir die Here, Here, U is die Here van my lewe. So wat doen ons? Ons sê, Here, ek gee my lewe vir U. U is in beheer van my lewe. Ek gee alles vir U. Ja, maar wat is die realiteit? Die realiteit is, ons maak hom koning van ons lewe. En ons gee ons sondes vir hom. Ons gee ons teleurstellings vir hom. Ons gee ons hartseer van hom, vir hom. Ons gee ons pyn vir hom. Maar weet julle wat doen ons eintlik? Ons is net besig om die goed wat ons nie in ons lewens wil hê, vir hom te gee nie. Dink mooi daaroor. Dit wat jy nie in jou lewe wil hê nie, jy is net bereid om dit vir die Here te gee. Here, U is wonderlik. U vergewe my sondes. U maak my vry, maar my finansies is myne. Here, U is so goed vir my. Here, U sorg vir my. Hier is al my mislukkings, al my foute kom gee ek vir U. Maar die suksesse, dit kom na my toe. So wat se geskenke gaan jy vir Jesus gee? Gaan jy vir hom net sekere dele gee? Jou pyn, jou seer? Of gaan jy in die middel van jou pyn, in die middel van jou seer, om nog steeds kom aanbid, met iets anderster wat jy na hom toe bring? Dan die vierde punt, moenie twyfel aan die geloofsaad wat jy kan saai, selfs in die middel van die chaos nie. Nou hier, daar is 'n sterk moontlikheid, dat hierdie wyse manne van die ooste na Bethlehem gereis het, omdat daar 400 jaar van tevore 'n jong man van Jerusalem gevange geneem was en na Babylon gevat was. Hierdie jong man se naam is Daniël. Daniël moes sterk gestaan het. Hy moes sterk gestaan het vir sy geloof. Ons sien daar was 'n verbod gewees, jy mag nie vir God aanbid het nie. Daniël het nog steeds vir God aanbid. Op 'n stadium moes hy die koning se drome gaan uitlê uit. Hy het 'n rol gehad wat hy daar moes vertolk het. En dan sien ons hoe Daniël weer gevang word, wanneer hy besig is om God te aanbid en God te loof en te prys. En wat doen hulle? Hulle gooi hom in 'n leeukuil. Daar het God hom ook bewaar. Daniël was op die bergtop gewees, God was by hom. Daniël was in die vallei gewees, God was by hom. Ons kan eintlik sê, in die paleis was God by hom en in die leeukuil was God by hom gewees. Maar omdat Daniël so getrou was, het God vir hom in 'n leierskapposisie gesit. Hy was die hoof gewees, hoor mooi, van al die wyse manne in Babylon. 400 jaar later kom daar 'n groep wyse manne na Bethlehem om vir Jesus te ontmoet. Daniël se lewe was een van chaos op chaos, maar hy het nog steeds gekies om vir God te volg. Dit wat Daniël agtergelos het, kon heel moontlik gemaak het dat die wyse manne na Jesus kom soek het. Daniël se geloof mag dalk vir die wyse manne die moed gegee het om nie terug te gaan na Herodes nie, maar eerder om terug te gaan na hulle huise, om nie vir Herodes te gaan vertel, hulle het vir Jesus gekry nie. Vriende, jy sit dalk vanmôre hier, en jy beleef so 'n moeilike situasie in jou lewe. Daar's dalk klomp chaos daar waar jy tans sit, maar jy besef dit nie. Jy besef nie,
daar is dalk iemand wat besig is om na jou te kyk nie. Niemand is besig om notas te neem. Iemand is besig om te kyk na jou storie, en hulle kyk na hierdie storie wat jy besig is om te skryf. Hulle sien die moeilike tyd waardeur jy gaan. Hulle ken jou hartseer, hulle ken jou pyn, maar hulle ken ook jou geloof. En hulle kyk hoe jy vashou aan jou geloof. En hoe jy al die eer vir die Here gee. Hoe die Here die een is wat jou dra. En weet jy wat kan gebeur? Daai persoon kan dalk net die moed kry om self hierdie pad te begin stap. Self hierdie pad te begin loop saam met Jesus. So moenie dink hierdie saad wat jy in die chaos beleef, die saad wat jy saai in chaos, het nie waarde nie. Die laaste punt. Hulle het gekies om hom te aanbid vir wie hy is en nie vir wat hy gedoen het nie. Nou hierdie is seker vir my my gunsteling gedeelte van hierdie hele storie. Hulle het gekies om vir Jesus te aanbid nog voor hy vir 5000 plus mense kos gegee het. Hulle het gekies om vir Jesus te aanbid nog voordat hy op die water geloop het. Hulle het gekies om vir Jesus te aanbid voor hy verlamdes laat loop het, blindes laat sien het, krepeles laat loop het. Hulle het vir Jesus aanbid voor al hierdie wonderwerke. Hulle het vir Jesus aanbid voor hy op die kruis gehang het. Hulle het hom aanbid voor die opstanding. Hulle het hom aanbid vir wie hy is en nie vir wat hy kan doen nie. Hulle het besef, hy is God. Hulle het besef, hy is die woord wat vlees geword het. Hy is die beeld van God. Hy is heilig. Hy is die lig. Hy is wie hy is. Vriende, soms is ons so vasgevang in hierdie chaos en hierdie omstandighede dat ons vergeet wie Jesus is. Nou ons spot in ons huis. Ons sê ons name het verander. Dit is nou, papa kan ek, mamma kan ek, ouma kan ek, oupa kan ek. Dit is nou hoe ons nuwe name is. Hoe klink dit wanneer jy bid? Here, sal u, Here, kan u, Here, help, asseblief, in die middel van die chaos, het die wyse manne gekies om Jesus te aanbid. Nie vir wat hy kan doen nie, maar vir wie hy is. Jou huwelik, die uitdagings wat jy het in jou familie, jou diagnose, jou finansies, jou vrese, jou bekommernisse. Ek wil jou vandag aanmoedig. In die middel van hierdie chaos, in die middel van al hierdie goed, kies om hom te aanbid vir wie hy is en nie net vir wat hy vir jou kan doen nie. Kies om hom te aanbid vir wie hy is en nie net vir dit wat hy vir jou kan doen nie. En wanneer jy hom gaan aanbid vir wie hy is, wanneer jy God gaan raak sien, wanneer jy Jesus gaan raak sien vir wie hy is, gaan jy ook kan sê, as God vir my is, wie kan teen my wees? Dis wat die wyse manne gedoen het. Hulle het gekies om vir Jesus te aanbid in die middel van die chaos, vir wie hy is en nie vir wat hy doen nie. Amen. Vader, as ons vanmôre hierso sit, Here, dan besef ons net baie keer hoe selfsugtig ons is. Wanneer ons sit in gebed, wanneer ons met U praat, dan bring ons hierdie inkopieslys. En ons voel U moet dit net regmaak. Dit wat verkeerd is, moet U net kom regstel. Kom regmaak. Daar waar seer is, moet U net kom vreugde weerbring. Maar Here, dis my gebed, laat ons ook, soos die wyse manne, ook U sal begin deur U te aanbid. Nie net vir dit wat U vir ons kan doen nie. Ons weet U kan alles vir ons doen. Laat ons U begin aanbid vir wie U is. En dis ook ons gebed vir hierdie tyd wat nog voor lê. Dat ons vir Jesus sal sien en Jesus alleen. Dat ons verby die glans sal kyk. Dat ons verby die lekker sal kyk. Dat ons fokus U sal wees. Dat ons fokus Jesus sal wees. Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om U te kan aanbid.
Dankie dat ons weet, Vader, dat U kyk nie na ons, na al ons verkeerde dinge nie. Maar wanneer ons in U is, wanneer ons in Jesus Christus is, wanneer ons hom aanneem as ons verlosser, en sy bloed oor ons kom, en sy bloed ons kom skoon was, dankie dat ons ook U seun se bloed raak sien, en nie ons foute nie. Here, ons gaan hierdie week in, opgewonde, families begin nou almal by mekaar kom, 'n lekker tyd, tyd van vreugde, tyd van vrede, tyd van liefde, tyd van hoop, en mag dit so wees, maar, mag ons U raak sien, en U alleen, en mag ons U aanbid, vir wie U is. Amen.